Hallo almal. Ons is so excited om julle hier te hê. Soos wat julle inkom, laat weet vir ons in die comment section waar is julle vandaan, van waar af join julle ons. Jy sal hoor dat ons vanaand vir julle dit wat ons vanaand vir julle met julle wil deel is super amazing. Dis iets wat so baie mense se lewens al verander het en ons 'n rede hoekom ons hierdie screenshot vanaand hier op het, right? En dit ons is absoluut excited om vir julle te wys hoe dit is wat mense hierdie tipe geld online maak. So soos dat jy inkom, drop 'n 1 in die comment section as dit jou heel eerste keer is dat jy ooit op 'n webinar soos hierdie is, en 'n 2 as jy al van hulle gejoin het, maar dit het net nog tot nou toe nie vir jou sin gemaak om met ietsie soos hierdie te begin nie. En dames, asseblief gaan roep al julle mans. Mans is gewoonlik die een wat vra, is dit net vir vrouens? En ons is vandag om te beantwoord, nee, dit is nie so. Asseblief gaan roep al julle mans, en as die mans kyk, gaan roep asseblief julle vrouens ook. Sê vir elkeen van julle welkom. As dit jou heel eerste keer op vanaand se webinar is, baie welkom by die Afrikaanse webinar. En die einde van die webinar maak ons oop vir vrae. So as jy enige onsekerheid het, los dit of in die comment section of wag net tot die einde, dan gaan ons 'n Q&A oopmaak. Sodat julle nou op die skerm sien, dit is verskriklik. As jy kyk na Cecilia, 5 miljoen rand as 'n enkel mamma in die online space. As jy kyk na ek, ek het nie eers 'n graad nie, maar hy het 400 000 rand gemaak in 30 dae. Dit klink absurd, maar ek gaan jou nou presies verduidelik hoe jy dit kan doen. En dan onder die course creator, dit is Lizelda Kok, het al ver oor 5 miljoen rand gemaak. En ek dink die ding is, ons sien hierdie tipe resultate op social media, en dan vra ons, maar hoe? Wat verkoop mense nou eintlik? Wat doen mense in die online space dat hulle hierdie tipe geld maak? En ek dink dit is fenomenaal om hierdie op 'n maandag aan te bied, want laat weet my gou in die comment section, wie van julle het vandag gevoel, there has to be more? Soos, daar moet meer wees. Want ek kan nou vir jou sê, ek, Nico, Cecilia, Sunay, elke liewe persoon wat in die online space intree, het so gevoel. Baie keer voel ons wil iets probeer en dan hak ons vas by wat? Wat is die volgende ding? Wat kan ek doen om uit my situasie uit te kom? So ek gaan julle 2 maniere wys. Okay? Daar's 2 maniere om te launch in die online space. Die eerste ene is, create iets van jou eie. Jy het dalk 'n skill, jy het knowledge, jy het experience. Jy het al klaar 'n besigheid wat jy net online wil vat. Nou die ander gedeelte is vir die mense wat, jy het nie 'n produk nie, jy het nie 'n idee nie, jy het nie online besigheids experience nie, jy het nie 'n bemarkingsagtergrond nie. Jy begin met 'n besigheidsmodel wat reeds werk. Ek gaan jou nou mooi verduidelik hoe dit werk. Okay. So as jy graag iets van jou eie create, vra vir jouself, waar vra mense my vir hulp? Wat het ek al geleer deur experience? Wat weet ek wat iemand anders dalk nog wil leer? Ek het nou die dag met 'n girltjie gepraat, wat ook vir my gesê, Nicola, ek het nie 'n cooking clue wat ek wil create nie. Ek het geen kennis nie, ek het geen experience nie. En ek het hierdie vrae vir haar begin vra en sy het eintlik vir my gesê, Nicola, ek het kennis, ek het gaan au pair, ek kan mense help om in Nederland te gaan au pair. En dit is die ding. Ons besef nie noodwendig wat ons kan create nie. So ek het voorstel is, screenshot hierdie bladsy en gaan dink 'n bietjie daaroor. Want jy het iets wat mense bereid sal wees om voor te betaal. Kyk, byvoorbeeld 'n haarkapper. Iemand wat 15 jaar in die stoel gesit het. Sy kan byvoorbeeld healthy hair guides create. Sy kan online consultations doen. Sy kan 'n styling kursus doen. Sy kan training gee vir nuwe styliste. Ek dink baie keer besef ons net nie dat ons skill digital kan vat nie. As sy 'n healthy hair guide kan create, beteken dit sy kan content oor dit create en dit op social media sit. Mense reg oor die wêreld kan daai guide by haar koop. Iets wat sy een keer gecreate het, kan sy oor en oor verkoop. En dis wanneer jy nie meer jou tyd verruil vir geld nie. Nog 'n voorbeeld hiervan, en eintlik iemand in ons community het hierdie gedoen en ek dink dit is fenomenaal. 'n Finansiële adviseur, 'n accountant, okay? Kan budget templates verkoop, bookkeeping course create, 'n business finance training gee. Daar is 'n vroutjie in die community, sy's 'n rekenmeester, okay? Sy het in die online space ingetree en sy het 'n probleem.
gesien. Die ding is, wanneer jy 'n produk kry, vra altyd vir jouself, wat 'n probleem los hierdie op? Ek het gesien dat, weet jy wat, baie bemarkers weet nie hoe om hulle tags in te dien nie. Hulle weet nie wat om te doen om hulle tags in te dien nie. En sy het besef dat, weet jy wat, as ek 'n kursus hieroor kan maak, as ek dit een keer kan rekord, kan ek dit oor en oor en oor verkoop. En die ding is, nou is al tyd nie gelink aan hoeveel mense sy help nie. As sy elke community member soos 'n uur sessie moes boek, hoeveel mense sal sy kon help? Maar nou, omdat dit gerekord is, kan sy verskriklik baie mense help in daai uur se tyd. Hoop dit maak sin. Nou iemand, ek kry hierdie vraag baie. Ek love die fitness-industrie. En baie mense vra vir my, Nicola, kan jy nie vir my 'n mealplan skryf nie? Kan jy nie vir my 'n guide skryf nie? Wat moet ek doen om by die huis te oefen? En dit is 'n ding. Ons sien partykeer nie ons knowledge, ons experience as iets wat ons digital kan vat nie. En dis wel guidance in. Dis die ding. Baie mense vra dadelik, wat kan ek verkoop, wat kan ek create? Maar 'n produk is net een aspek van jou besigheid. As jy graag iets van jou eie wil begin verkoop in die online space, kort jy die volgende. Jy kort systems. Jy kort attraction marketing skills om trust te bou met jou customers om eintlik daai sale te maak. Die produk wat jy verkoop in die online space is net een aspek van jou besigheid. Okay. Wat se beginpunt maak vir jou sin? Jy kan dit in die comment section ook los. Onthou daar's nie 'n reg en 'n verkeerd nie. As jy iets reeds het wat jy kan verkoop, 100% gaan leer nou hoe om dit te package. Leer om dit te position, leer om dit te bemark, leer om dit te verkoop. Leer om systems rondom dit te bou, sodat jy nie jou tyd verruil vir geld nie. As jy niks het om te verkoop nie, ook kry. Begin met 'n produk, 'n besigheidsmodel wat reeds werk. Leer marketing, leer sales, leer content, leer systems, leer om jou besigheid rondom dit te bou. Onthou, jou eerste produk hoef nie jou enigste produk te wees nie. Die mense wat nog nie weet wat jy wil create nie. Jy sit dalk hier vanaand en jy sê net vir my, Nicola, ek wil net iets vir my eie begin. Ek wil net begin geld maak op my eie terme. Ek wil nie meer 'n 9-to-5 werk nie. Maar ek weet nie genoeg nie. Ek weet nie wat om te create nie. Ek het nog nooit 'n besigheid gehardloop nie. Ek soek net iewers om te begin. Dis wat 'n DMS vir jou is. Okay? Jy vat DMS en jy gebruik die RISA rights. Gedurende daai proses leer jy marketing, sales, content, systems. Daarna bou jy 'n produk van jou eie. Bou jy jou services, jou offers. En dan begin jy multiple streams of income groei. Ek dink baie keer is dit die miskonsepsie. Koop ek 'n kursus net om te leer om dit te herverkoop en is eintlik glad nie die geval nie. Jy kry DMS as 'n affiliate omdat jy nog nie 'n income stream van jou eie het nie. Ek hoop dit maak sin. So op die einde van die dag was dit presies waar ek begin het. Vir my was Done For You, en dis wat DMS op die einde van die dag vir my is, was Done For You die beste en die maklikste opsie om mee te begin. Ek was hierdie overworked mamma wat letterlik na my egskeiding, na COVID, 15 ure 'n dag begin werk het in my salon. Die enigste ding wat ek regtig wou gehad het is hierdie wat jy hier sien, tyd saam met my meisiekind, om te kan lag, om memories te maak, maar wanneer ek gewerk het, het ek nie die tyd gehad om dit saam met haar te doen nie, maar die oomblik wat ek in daai salon opgehou werk het, was daar nie die inkomste wat ek nodig gehad het nie. Ek het opgeëindig letterlik by daai 15 ure skofte, selfs nog steeds waar ek overworked en underpaid was. Debt collectors het my meer gebel as ek my eie ma dit kon doen. En toe ek hierdie beginne raak sien, het dit vir my baie remind aan 'n franchise. Die ding is, op daai stadium van my lewe sou ek nooit kon bekostig om 'n franchise oop te maak nie. Al het ek geweet dis 'n werkende model. Al het ek vriende gehad wat franchises oopgemaak het en ek weet dit werk vir hulle maak die geld, was ek op daai stadium wat ek sal noem, heeltemal te arm vir so 'n besigheidsmodel. Maar toe ek op hierdie afkom, toe kom ek agter, hierdie is net soos 'n franchise. Dis soos 'n global business model. En ek kan vir julle sê, ek het letterlik in my slaap begin geld maak reg oor die wêreld. Ek het kliënte uit Australië uit Dubai uit. Ek het hulle van oralste af begin aantrek, letterlik van my selfoon af en met 'n bietjie van my tyd deur die loop van die dag. Nog steeds besig om 15 ure 'n dag te werk.
Maar nou vra jy dalk, hoorie Celia, hoe werk hierdie? Ek hoor jou, weet dis done for you, dis global, jy kan geld reg oor die wêreld maak, maar hoe werk dit? Daar's 3 goed wat jy regtig gaan nodig hê om met iets soos hierdie te begin. 'n Digital produk, of jy nou jou eie create en of jy een soos ek die blikkies kos mamma manier vat, weet iets wat klaar gemaak is, dis 'n digital produk. Want 'n digital produk is die enigste ding wat jou gaan toelaat om 'n kliëntebasis reg oor die wêreld te kan genereer. Die tweede ding is 'n discovery method. Jy wil laat mense kan sien vir my was dit Celia, hoe gaan hulle op my afkom? Hoe gaan hulle weet ek verkoop iets soos hierdie? En die derde ding is 'n automated stelsel. Ek kan vir jou sê as 'n ma wat 15 ure 'n dag gewerk het, as ek nie geleer het hoe om 'n besigheid soos hierdie te automate sodat hy kan hardloop en geld maak terwyl ek nog steeds nails en lashes gedoen het nie, sou ek dit nie gemaak het nie. Nou my discovery method was ek het begin op TikTok. Ek het letterlik TikTok toe gehol want mense het my geken op Facebook. Ek was nog steeds skaam. Verstaan my nie verkeerd nie. Ek was nog steeds skaam om te begin. Ek was altyd die mamma aan die foto, nooit die mamma op die foto gewees nie. Of die mamma agter die kamera, nooit die mamma aan die foto gewees nie. Maar die een ding wat ek jy vandag moet verstaan is jy 10-1 het die eerste gedagtes toe jy nou hoor social media, was die eerste gedagtes wat deur jou kop gegaan het is weet jy Celia, ek het nie familie of vriende wat hierdie by my gaan koop nie. Ek het nie followers op by social media nie. Inteendeel, ek het nou onlangs 'n vroutjie laat help begin wat nie eers social media gehad het nie, maar hier's wat ek wil hê jy moet verstaan vanaand. Ongeag van wat jy verkoop, of dit jou eie produk is of dit produkte is wat reeds bestaan wat mense reeds voorsoek, vra jouself af, waartoe gaan jy as jy 'n nuwe foon wil koop? Waar gaan kyk jy wat is sy specs, wat is sy pryse? Waar gaan jy as jy 'n nuwe yskas wil koop? Jy gaan reguit Google toe. En dieselfde werk, dit werk dieselfde met hierdie. Mense gaan Google toe en gaan soek vir programme om by te leer. En as jy met 'n program soos daai in jou hand sit en jy leer hoe om attraction marketing te doen, jy leer hoe om hierdie 3 kort videoetjies 'n dag op social media te doen, gaan mense begin Google letterlik, daar waar hulle gaan soek, gaan met die algoritme werk en hulle gaan jou video's voor daai mense begin sit. Dis waar awareness inkom. Die oomblik wat hulle sien, luister, oh my word, hierso is iemand met wie ek kan relate en wat hierdie ook doen vir wie dit werk, prikkel jy hulle belangstelling en hulle begin al vra vir meer inligting. Jy het letterlik daai automated stelsel wat ek jou van gesê het, jy kry 'n link met hom. Jy deel net daai link en die res gebeur outomaties. Soos wat hulle deur jou e-maillys beweeg, begin hulle al hoor hierdie lyk soos iets wat ek kan doen. Hierdie lyk nie so moeilik nie. Oh my woord, ek het nie eens geweet dit is so eenvoudig om te begin nie. En dit is waar die geld gemaak word. Dis letterlik hoe ek al oor die 5 miljoen rand in die online space gegenereer het. Gegenereer klink so gemaak het. So baie mense vra of dit net vir vrouens is, want hulle sien seker net meer vrouens, maar ek dink ons mans is maar 'n bietjie meer trots. Veral as 'n mens moet sê jy moet post op social media. Nou ek het, as jy my nie ken nie, my naam is Nico Hastings en ek het vir 5 jaar lank in Amerika gewerk. En die rede hoekom ek met die begin het, of kom ek vat 'n bietjie terug. Nicola het my die eendag gekontak. En soos mense wat in long distance relationship is, sal weet dat dit nie baie lekker is nie. Lang afstand is ek een van die moeilikste dinge om deur te gaan en ons het dit ons tyd gehad het. Moet my nie verkeerd verstaan nie, ek het goeie geld verdien in Amerika, maar daar het ek besef dat tyd baie meer belangriker as geld is. Veral as jou geliefdes by die huis is. Nou, toe ons hiermee begin het sy vir my gesê, wel, Nico, jy gaan die video's moet maak, want ek gaan nie my gesig op social media wys nie. En is nou al 2 jaar later, Nicolas al jaar en 18 maande in die online space, en sy begin nou al webinars aanbied. So, die rede hoekom ons met dit begin het en hoekom ek DMS gekies het, is omdat ek nie tyd op my hande gehad het om iets van my eie te kry nie. Of eerlikwaar ek het eens geweet wat om te kry nie, want ek het gesien mense maak geld online en wat doen ek nou eintlik? Jy sien die mense in Amerika, UK wat post op social media, jong ouetjies wat Lamborghinis ry en sê maak geld online, maar jy weet nie wat om te doen nie. Die rede hoekom ek DMS gekies het is omdat ek coaching gekort het. Ek het mentorship gekort, want ek het nie geweet wat om dit alleen te doen nie. En dit het vir my net ekskuus dat ek so dit mekaar praat. Dit het met my gesels om hulp te kry om nie dat ek nie alleen hoef uit te figure nie. Nou vir die mense wat wonder of dit legit is of nie. Daar's baie redes om te sê dat dit legit is, maar die main een is dat dit CPD certified is. Dis 'n internasionale akkreditasie. Dit is 'n ongoing educational course. Daar's baie min programme en kursusse wat jy op social media of online kan kry wat CPD certified is. So, can I do this while I'm working full time? 100%. So, toe ek hiermee begin het ek 16 tot 18 ure 'n dag gewerk. Ek het myself gesê, dit was in seisoen gewees,
het ek nou die kapasiteit om die aan te pak. Maar ek het geweet wat die goal was, ek het terug by die huis gewees het. Ek het 1:30 vroeg opgestaan in die oggend, ek dink dit was seker 3:30 se kant wat ek opgestaan het, om deur my training te gaan, my content reg te kry vir die dag, en 1:30 na werk het ek eers gaan slaap. En dan vir mense wat vra, kan jy doen terwyl jy 'n existing besigheid het, so een van my kliënte wat al vir jare lank karre koop en verkoop. Hy het gesien dat sy besigheid nie meer so begin goed doen nie, soos wat WeBuyCars uitgekom het. Ek weet nie of jy Mick Motors ken nie, die ou wat elke dag op Facebook sy karre bemark. Het hy gesien sy besigheid 'n bietjie agteruit gegaan omdat mense nie van hom geweet het nie. En hy het juis die program gekoop om sy bemarkingsstrategie en social media te monetize, sodat hy meer kliënte kan kry en bewusmaking kry. Ek hoop dit maak sin. Unmute. Ekskuus, ek was gemute. Laat weet my gou in die comment section. Wie van julle vrees om julle gesigte te wys op social media? Eerstens, jy wil nie hê vriende en familie moet jou sien nie, of jy dink dis cringe, of jy glo dalk nog net nie in jou ability om op kamera op te daag nie. Soos wat Nico gesê het, guys, as julle my ken, nee, ek was die laaste persoon wat my gesig wou gewys het op social media. Ek het gesien dat, weet jy wat, hierdie mense maak geld en dis wat ek vir Nico wou sê, hoorie so Jongie, jy gaan op kamera begin verskyn, want ek moet sien of hierdie ding kan werk. Jy hoef nie jou gesig te wys op social media nie. Vir 9 maande het net Nico opgedaag, want ek gaan nie my gesig wys nie. En toe daarna te besef ek, weet jy wat? Ek kan hierdie faceless doen. En dis hoe ek begin het. Vir my eerste 4 weke het ek glad nie my gesig gewys nie. En ek het my eerste self gemaak faceless. So jy kan faceless gaan. Jy sal sien in die community is daar faceless modules wat jy kan gebruik om jou faceless brand te bou. Daar's Larushka, $3,100 faceless, sonder om jou gesig te wys. Ek sien lekker nou bekend met die wisselkoersie, maar daar is 'n stewige bedrag vir meeste Suid-Afrikaners, sonder om jou gesig te wys. Maar, in dieselfde asem, omdat ek weet wat ek nou weet, wil ek jou challenge. As jy nie jou gesig wil wys nie, omdat dit 'n vrees is, wil ek jou juist druk, begin jou gesig wys. Daar's niks meer bevrydend as om iets te doen wat jou bang maak nie. Begin jou gesig wys. You can't improve what you didn't publish. Vat dit van my af wat ook verskriklik bang was. Maar as jy nie jou gesig kan wys nie as gevolg van jou huidige werk, is daar 'n opsie dat jy wel faceless marketing kan doen. Hoe lank gaan dit vat? Vir my was dit letterlik 6 weke voordat ek al heel eerste dollars aanlyn gemaak het. Vir my was dit 4 weke en heeltemal faceless, wat ek dink regtig, dit was vir my fenomenaal en ek het glad nie gedink dat ek in 4 weke al resultate gaan sien nie. Ek was seker maar een van die gelukkiges en ek het op my 3de dag my eerste sel gemaak en gaan eerlik met julle wees, daai payment deur gekom het, toe sê ek luister, hier kom nou 'n verandering. En soos julle nou kan hoor dat almal se journey is anderste. En ek dink nie mense vra eintlik hoe lank gaan dit vat voordat ek resultate sien nie. Ek dink eintlik mense vra, "Ja, Nicola, gaan hierdie vir my werk? Gaan ek dit kan uitfigure?" En ek wil hê jy moet vanaand regtig gaan dink oor hierdie vraag. Okay? Sit soveel werk in dat dit vir jou fisies onmoontlik is om te faal. Ek love Alex Hormozi en ek kyk baie van sy podcasts, as ek dit so kan sê. En hy sê dat sit soveel werk in dat dit vir jou fisies onmoontlik is om te faal. En die vraag wat ek eintlik vir jou wil vra, as jy wonder of hierdie vir jou kan werk, sal jy dit deursien hierdie keer? Sal jy show up en vir jouself 'n vision so groot create dat jy elke liewe dag show up vir daai resultate? Want indien jy dit doen, is daar nie 'n manier dat hierdie nie vir jou kan werk nie. So nou is die volgende vraag, wat maak DMS eintlik anderste? Nou ek kan vir jou sê, die done for you systems en die structure wat ek gehad het, as 'n kompleet beginner, 'n ma wat clueless was, wat nie geweet het hoe werk hierdie nie, was dit soos in, dit was wat ek nodig gehad het. Maar die feit dat ek presies geweet het vir hom te begin, elke dag my presiese stappe gehad het oor hoe om deur te beweeg en hierdie te bou, was vir my 'n great bonus. Multiple income streams, laat ek vir julle sê, as jy meer as een income stream van die begin af het, maak dit jou kans om geld te maak online net soveel groter.
Dan coaching en community, sonder 'n coach en 'n community waar ek letterlik 24/7 kon gaan vra, hoorie, ek haak 'n bietjie hier vas of hoe doen ek hierdie of hoe doen ek daai, kan ek vir julle sê sou ek ook nie ek sou nie so vinnig die resultate begin sien het wat ek wel gesien het nie. Maar die groot ding vir my was no pressure to perform. In my vorige lewe het ek MLM gedoen en daar was baie druk om iets soos om 'n aanlyn besigheid met hulle te probeer bou. En vir my was daai net dis nie iets wat ek weer kon doen nie. Ek het nodig gehad om hierdie te leer doen op my tyd, rustig en op my eie met sonder enige druk. So waar begin jy as jy nie 'n produk het nie? Nou hier is waar ek die DMS Pro 100% gaan aanbeveel. Vir my is dit begin op die hoogste as jy ernstig is daaroor om in hierdie industrie te begin, want nie net is dit die DMS Pro die program waar jy jou certification gaan kry nie, maar hy gaan jou ook leer hoe om later te stack en jou eie produkte online te bou. Nou as jy jou eie produk het en jy sê Cecilia, ek het my eie goed, ek wil net leer hoe om geld te maak met dit, kan jy letterlik net die Pro program koop en uit leer hoe om dit te doen. Maar sê nou jy besluit soos ek, hoorie, ek is die blikkies kos mamma Celia, ek kort makliker, ek het nie tyd om goed nou te create nie, ek het nou cash injections nodig, ek het iets nodig wat die mense klaar voorsoek waarmee ek geld kan maak, betaal jy letterlik daai $75 activation fee, jy word 'n affiliate, jou hele setup word vir jou gedoen, jou domein word vir jou gekoop en jou e-mail word vir jou gekoop. Hierdie is alles meer as, ek weet nie, hulle sê 6.000, ek dink is way meer as R10.000 werd. Maar vir $1,197 kan ek vir julle sê, dit is die goedkoopste besigheid wat ek in my lewe ooit begin het. En ek het al 2 besighede van my eie begin. Maar daar is ook 2 ander plekke waar jy kan begin. Jy kan met die Launch Accelerator begin, wat soos letterlik net daai entry level starting point is, om jou te help om te begin dollars aanlyn te verdien, om jou te help met die basics wat jy nodig het. Maar dan is daar die starter, as jy sê, Celia, ek is so 'n bietjie ernstiger om geld te maak, ek soek ten minste 2 inkomste strome, ek sal van daar af kan upgrade, of ek wil net nog steeds net daai basics leer. Die starter is 'n amazing plek om ook te begin. Al 3 van hierdie programme, die oomblik wat jy uit hulle uit wil affiliate en fisies van hulle geld wil maak, is dit $75 vir 'n full-on setup, activation, jou domein en jou e-mail, wat ek dink is die grootste bargain van alles. En dan wil ek ook net noem, jou Pro en jou starter programme het al 2 'n 3 maande payment plan option. So as jy Cecilia, weet jy, ek wil nie net een income stream hê nie, ek wil nie die bare basics hê nie, ek wil genoeg hê sodat ek regtig kan begin geld maak in hierdie industrie, sal ek sê, gryp daai payment plan as dit is wat jy nodig het, maar kom net aan die gang. Want hoe langer jy daar bly sit, Nicola, ons kan deurgaan, maar hoe langer jy daar bly sit, is dit net, hoeveel maande gaan jy nog omwens? Hoeveel maande gaan jy nog wens dinge moet verander? Hoe lank gaan jy nog mense dophou wat vir jou sê, dit werk, dit is legit, en hoe vinniger jy begin, hoe vinniger kan jy hierdie skills leer, en actually begin geld maak. Nicola, is jy weer op mute? Ek sal weer gemute. So, die mense wat al webinars join het, weet dat in DMS ons reward action takers. Want ek dink dat baie keer ons is so excited en ons wil iets begin en dan praat ons onsself uit dit uit. En dis waar 'n twyfel inkom. So die action takers, as jy begin met DMS, maak jy op pad se kursus nie, voor Sondag kry jy hierdie by. Eerstens 'n newbie call. Vir die mense wat weet dat as jy nou iets nuuts begin, dan wil jy dit nie alleen uitfigure nie en jy is bang jy weet nie waar om wanneer te klik nie. Dit is hoekom die newbie call daar is. Vir dadelike guidance as jy inkom. Dis op 'n Dinsdag. Dan jou secret sales weapon help jou met content creation, help jou met email marketing. Dis 'n AI bot wat geprogrammeer is op sales psychology, consumer psychology. Dit gaan jou mooi help hoe om jou content te structure in jou emails. Dan AI toon, ek dink is lekker om in vandag se tyd bietjie met AI te speel. Hulle sê ons altyd AI gaan jou werk vat. Inteendeel, in hierdie industrie gaan AI vir jou werk. So jy kan AI gebruik om vir jou te show up. Die module is die AI toon module. Dan, die sisteme, ek dink dat baie mense, soos Cecilia gesê het, ons wil iets van ons eie begin, maar ons wil nie 'n besigheid hê wat met 'n hoop uitgawes kom nie. En ek dink dat dis hoekom die online space sulke mooi industrie is vir beginners. Jy het geen
maandelikse uitgawes hê. En ek dink dat dit is 'n lekker voet om op te begin, dat jy nie jou maand begin met minus R10,000 nie. Want ek dink dat baie besighede begin omdat daar baie uitgawes is om die besigheid te hardloop. Jou stelsel wat jy kry in DMS gaan jou R0 kos 'n maand. En ek dink dis 'n massive bonus. Jy kry content templates. So as jy nie weet wat om eers te doen nie, dis fine, jy's 'n newbie, dis hoe almal begin. Jy kry content templates om jou te help daarmee. En dan, ek dink dat, laat weet my in die comment section, wie van julle voel partykeer overwhelmed met alles wat aangaan op social media? Hierdie persoon sê doen dit, hierdie persoon sê doen dit. Daar is soveel inligting en partykeer soek jy net guidance. Jy soek net iemand wat vir jou sê, "Oké, Sanet, vandag doen jy dit." Of, "Oké, Sunay, klik hierso." Dit is waaroor die live Zoom calls gaan. Daar is van 'n maandag tot 'n donderdag is daar calls om jou te guide. Van 'n Monday momentum call tot 'n content clinic om te kyk of jy op die regte pad is. En ek dink regtig that is what sets DMS apart. Is die live trainings. Dit kry ek ook by. Kan, dit is vir die action takers. Ons gaan nou oopmaak vir enige vrae. As jy vir my 'n vraag het, vir Cecilia 'n vraag het, vir Sunay, vir Nico 'n vraag het, is jy welkom om, jy sal sien hieronder, staan daar react, daar's so 'n hartjie. Klik net op die raise hand en dan maak ons oop vir vrae as jy enige onsekerheid het. Of julle is ook welkom om te tik. As jy te skaam is om te vra en hardop te praat voor mense, kan jy ongegaan net in die comment section tik. Ons is hier om, ons lees daar ook en vir overload skep baie twyfel en ek persoonlik voel dit is wat mense skepties maak. Absolutely, Leandri. Daar's net te veel inligting daar buite. Daar's 1000 maniere om geld te maak online, right? Maar daar's net 'n paar van hulle wat regtig legit is en wat 'n mens kan sê, in my opinie, hoor my hart, wat 'n mens kan sê is risk-free. So die rede hoekom ek sê met iets soos DMS, dit is risk-free, want jy koop letterlik jou education. En education kan nooit van jou af weggevat word nie. Ek het nou 'n kliënt nou wat byvoorbeeld sy haar eie goed gelons in die online space en sy het op 'n stadium besluit nou gaan sy bietjie rustig gaan. Sy wil bietjie uit social media uitklim. En toe haar kinders vir haar vra, gaan jy nou weer werk begin soek of wat gaan jy doen? Toe sê sy, ek werk in my lewe vir 'n baas, nooit weer met wat ek nou weet nie. En sy het net so weer opgetel, haar eie goed gelons en weer begin 'n groot geld maak online. Dit is wat jy hier kry. Die skills om nooit weer nodig te hê om vir 'n baas te gaan werk nie. Sanet, hoe lank doen jy dit al, Celia? 3 jaar. Ek het in 2023 het ek begin. En ek kyk nie 'n dag terug nie. Daar's nie 'n dag wat ek terugkyk nie. Wat verkoop jy eintlik met DMS en is dit garandeerd dat jy geld sal maak? Wie wil hierdie enetjie vang daar? Nico? Wat verkoop jy eintlik in DMS en dan is daar 'n garantie dat jy gaan geld maak? Okay, so natuurlik is dit almal se vraag altyd voordat hulle enigiets gaan koop. Nou, om dit vir jou te beantwoord, wat 'n mens verkoop in DMS is education. So wat ons bedoel van, toe dis Cecilia gesê het, as jy die resale rights verby het met die affiliate regte, gaan jy die $75 website activation fee ook betaal. Maar as jy net die inligting kort en jy wil in die online space intree en jou eie goed create, dit is waar die education kom, die coaching, die mentoring, die community wat jou accountable hou en die training wat 'n mens daarby kry. En dan om jou antwoord te vra, is dit garantie dat jy gaan geld maak? Hoe ek die antwoord is, jy moet jou die vraag vra, so een vraag wat Nicola op die webinar gesê het, gaan jy die werk insit? Want op die einde van die dag hang dit van jou af, maar ook jy kry die coaching en die mentoring om dit te doen. Ek hoop dit maak sin. Ja, daar's baie mense wat, dit is, ja, hier is nou my 5 sent wat ek hier wil sê ook is, jy het een van 2 keuses hier. Either you make it work for yourself, of jy gee op net voor dit vir jou gaan werk. Daar's te veel mense wat daai tipe mal geld maak wat julle nou gesien het in die begin van hierdie webinar vir jou om te twyfel of dit kan werk. Dis jy wat dit moet laat werk. Dis jy wat opdaag vir jou baas elke dag wat maak dat jy jou salaris kry op die einde van die maand. As jy die ou wat nie elke dag werk toe kom nie, hy kry nie 'n salaris nie en hy verloor sy werk. Die online space is niks anders dan nie. Net hierdie keer bou jy actually iets vir jouself en jy wag nie vir 'n salaris op die einde van die maand nie. Jy letterlik stap jy in 'n industrie in waar jy deur die loop van die dag kan geld maak. En dit gebeur met baie mense.
Nicola, jy het ons online geteach, het jy nie? Cecilia? Ek sien Bianca vra 'n vraag oor online teaching. Het jy nie ook online geteach nie? Ek het online geteach en ek was vir 'n stadium 'n rukkie in Thailand ook gewees om daar te gaan skool gee. Dat ek net haar vraag lees, So jy, begin met om te teach, kan ek dit gebruik as iets om te bemark in die online space? Begin. Okay, 100%. So wat ek sal voorstel nê, hoeveel mense wil graag online teaching begin doen, maar hulle weet nie waarom hulle TEFL certificate te doen nie. Hulle weet nie na hulle TEFL certificate waarom aansoek te doen nie. As jy byvoorbeeld daai kennis het en jy maak 'n guide en jy begin mense help om TEFL certified te wees en dan hulle te help om werk te kry. Jy gee vir hulle byvoorbeeld 'n lys van skole by wie hulle kan aansoek doen, dan is jou kop eintlik deur want ek kan nie vir jou sê hoeveel TEFL teachers ken ek wat die certificate het en dan kry hulle nie die werk nie. So as jy mense kan help om eintlik die werk te kry en vir hulle te sê, hoor hierso, hierdie is ek gevolg het, dis wat ek aansoek gedoen het en dan kom ons sê vir $25 ekstra, boek 'n one-on-one call met my en ek wys vir jou presies wat ek gedoen het en jy gee 'n bietjie guidance. Jy kan dit so begin maak het. As jy begin content kry daaroor, kan ek jou nou sê, jy kan soveel geld maak. Wat jy ook kan doen is, as jy 'n affiliate kan raak vir 'n company wat mense TEFL certified, kan jy baie goeie geld maak as jy mooi daaraan dink. So raak 'n affiliate vir 'n company en dan help mense om werk te kry daarna. 110%. Ek hoop ek het jou vraag geantwoord. Ek het net voordat ek daai vraag gelees het, wil ek julle gou-gou iets fenomenaal vertel. Daar is 'n vroutjie in ons community. Haar babatjie is verskriklik siek en ek wil hierdie met julle deel want ek dink nie mense besef wat content vir jou kan beteken nie. Haar babatjie is verskriklik siek al vir die laaste 45 dae het ek in die community gesien. Sy was nie aktief besig in haar besigheid nie, maar as gevolg van die automated system en as gevolg van content wat sy 3 maande, 2 maande, 'n maand terug gekry het haar besigheid nie gaan lê nie. In die laaste 45 dae het ek dink 75,000 Cecilia, was dit 75 of 70,000? 70,000 rand gemaak sonder om aktief in haar besigheid te wees. Soos jy kan na haar pages gaan kyk na Nika. Haar page het dit nie gepost nie, sy het nog steeds daai geld gemaak. Maar dis die ding van as jy consistent opdaag en jy bou 'n fondasie, wanneer jy siek is, wanneer life happens, kan jou besigheid steeds hardloop. En dit was vir my regtig fenomenaal om vandag te sien. En ek hoop dit gee iemand 'n bietjie hoop want ek dink partykeer life happens en dan of ons kry nie verlof nie of 'n basis net vieslik met jou. Jy kan 'n besigheid bou waar jy beheer neem. En ek wou net dit met julle gedeel het. Okay. sien een van my kliënte is hier op, want sy sê sy het begin en bietjie opgegee, maar yes, jy het nog steeds daai program. Jy kan nog steeds geld maak. So as jy my nommer het, kan jy net uitreik na my toe, andersins net op my e-mail, reply net en sê Celia, ek was op julle webinar en ek wil net met jou in kontak kom. Moenie opgee nie, dit is al wat ek vir julle wil sê. Die van julle wat al begin het en wat so 'n bietjie gaan lê het, moenie opgee nie. This is so worth it. So worth it. Daar is soveel miljonêers al gemaak, spesifiek in Suid-Afrika, soveel miljonêers gemaak met hierdie en dit kan net so gebeur as jy net bereid is om deur te druk. Wil jy iets sê, La? Nee, ek lees maar net die comments hierso, want dit gaan weer terug met wat Sanet ook hierso gesê het oor daai vraag wat ons gekry het of dit gegarandeer is. En wat ek nou gaan sê is seker maar hard, maar dit is die realiteit mense. Soos wat is gegarandeer in vandag se tyd? Soos 'n mens kan enige tyd nou werk verloor, ek kan geretrench word. Ek weet dit klink nou hartseer en diep, maar soos hy sê, sy is ook 'n besigheidseienaar vir 25 jaar en elke maand is dit nie dieselfde nie. Geen besigheid, so selfs Spur, KFC, hulle inkomste is nie elke maand dieselfde nie. Dit is waar wat 'n mens die werk wat 'n mens gaan insit. Ek wil aanlaas by Cecilia vir die mense wat al reeds begin het, vir die mense wat al, jy weet 'n pothol of 2 getref het. Toe ek en Nico gelunch het, okay? Het ons in die begin was ons so, kan ek sê, clueless. Soos ek moes vir Nico laat weet, okay, Bobby, jy druk daar dan sit jy die laptop aan. Dit was letterlik
Guys, dit was letterlik so. Dan stuur ek vir hom, hy maak 'n video, obviously, en dan stuur hy vir my die video terug. Maar ons het letterlik gefaal. Ons eerste probeerslag was net vir ons net oopgemaak en toe het ons net nee, dis te veel werk. En ek dink dat dis wat partykeer gebeur, dat ons kyk na iets, ons soek dit en dan wanneer ons sien wat ons moet doen, dan dis te veel werk. Dis toe Nico oorgegaan het Amerika toe besef ek, weet jy wat? Daai werk is niks compare met my situasie nie. En ek dink partykeer mense moet daai punt bereik van, weet jy wat? I'm going to make this work. Al is dit nou vir my moeilik, al is ek confused, al is ek 'n newbie, al is ek ongemaklik voor die kamera, my situasie waarin ek is erger as my vrese, is erger as die bangs wat ek face. Dat ek dink partykeer en hierdie moet ek nou baie mooi stel. Ek dink partykeer social media wys vir ons net die mooi. Social media wys vir ons die 5 miljoen, social media wys vir ons die 400 000 rand in 30 dae. Kan jy nou sê ek, Cecilia, Nico, Sunay, almal het bumps in the road gehad. My TikTok account was nou geban gewees vir 'n week lank. Vir 'n week moes ek myself net soos, Nicola, you've got this. En dit is vaste, en dan jy gaan net weer deur dit. Se besigheidseienaar gaan jy bumps in the road hê. Maar weet jy wat doen 'n bump? Jy kry 'n speed wobble en daarna leer jy uit daai uit. So moenie dink dat ek weet nie genoeg nie, wat as dit verkeerd dan, wat as dit verkeerd gaan? Daar gaan dinge verkeerd gaan and you're going to learn out of it. Maak jouself reg vir daai entrepreneurial fase van jou lewe. Daar's niks lekkerder as om te weet dat, weet jy wat, hierdie is my geld en ek het vir dit gewerk nie. Ek het myself tot buite gesit. Ek het uit 'n comfortzone uitgeklim nie. Ek hoop dit moedig julle bietjie aan. Moenie kyk na mense op social media en dink dat everything was smooth sailing nie. Jy kan alself bumps in die werkindustrie ook, Nicola. Jou tyre is pap en jy kom laat vir werk. Of jou baas is suur vir sy vrou en hy kom haal dit uit op jou. Dis nie asof jy nie bumps in die normale lewe ook het nie. 100%. Mandy sê ek's heidaglike besigheid partner co-owner en as gevolg van wat ek online van Nicola gesien het ek net besef hierdie is 'n goeie second income omdat normale besigheidsinkomste nooit dieselfde is nie en ek gaan nooit my nodige freedom kry sonder 'n tweede inkomste nie. Dit is 100% waar, Mandy. En dit is die ding, soos ek dink partykeer is ons so bang vir wat as, maar ook kan twee dinge gebeur. En ek sê dit vir al my mense, vat die gedagte en dit is moeilik in die begin, ek weet dit is moeilik. Toe Cecilia vir my in die begin gesê het, Nicola, moenie fokus op die geld nie, fokus op die skill, toe dink ek, vir Cecilia, kort die geld, ek kan nie nou fokus op die skill nie, maar dit is so waar, geef vir jouself 6 maande, geef vir jouself 'n jaar om die skills te leer, want as jy die nodige skills het, soos Cecilia nou genoem het van haar kliënt wat skills het waar sy haar eie income streams kan create, sal jy nooit eers wil voel dat jy vir 'n baas gaan werk nie. Want jy sal skills hê om iets te create en jou eie inkomste te genereer. Ek love die online space. Ek weet nie of jy dit kan. Ek meen net omdat jy nie gefokus op die geld nie. Hoe lank het dit jou gevat om jou eerste geld te maak? 4 weke. Ja, want jy het nie daai money breath gehad nie. Hierdie is 'n besigheid soos enige ander. Maar sien dit so, met 99% van jou, al die besighede daar buite, jy het hier elke maand, baie van hulle het personeel, jy het voorraad wat jy die hele tyd moet vervang, jy het jou tyd wat jy die hele tyd moet inruil, die oomblik wat jy nodig het om af te vat want jou kind is siek, ek is nou 'n ma, ek weet Nicola is nog nie, maar wat jy afvat want jou kind is siek, of wat jy langs daai sportveld wil wees, elke keer dat jy iets soos daai doen, dan compromise jy income. As jy gelukkig genoeg is dat jy personeel het, vat jy dalk daai kans dat hulle jou plek leeg dra, verstaan jy? In hierdie industrie koop jy letterlik jou besigheid een keer. Jy koop jou stok een keer, want dis hoe ek het gesien het, soos 'n franchise. Ek het daai stok een keer gekoop en dit my al ver oor die 5 miljoen rand. Op produkte wat mense voor Google online. En ek het nie eers nodig my harde werk en al die training te gaan doen nie, want dit is alles klaar daar. Ek wil die webinar eindig as daar nie enige vrae is nie, met 'n gedagte. As niks verander in die volgende 6 maande nie,
Sal jy gelukkig wees. Dit is niks verander nie. Sal jy gelukkig wees. Want ek dink dat vir elke maandag dink ons ja, maar ek wil meer hê. Ek wil daai meer hê. Maar partykeer is ons nie bereid om aksie te vat om ongemaklik te wees om aan meer te create nie. Die vraag wat ons baie kry is, Nicola, gaan dit vir my werk? Moenie vir jouself vra, gaan dit vir my werk nie. Vra vir jouself, beweeg ek in die rigting om die resultate te sien wat ek graag wil sien? Beweeg ek in daai rigting? En dit kan klein baby steps wees. Dit kan letterlik kan ek sê, module 'n dag wat jy kyk, maar jy beweeg in die regte rigting. Ek hoop dit maak sin. Ek sê vir elkeen van julle baie dankie wat gejoin het. As jy enige onsekerheid het, enige verdere vrae het, jy het 'n e-pos gekry, iemand het jou uitgenooi na vanaand se webinar toe, gaan reply op daai e-mail. Kom in kontak met daai persoon. Hulle sal jou mooi guide en mooi verduidelik wat is jou volgende stappe. Ek sê vir julle dankie vir elkeen wat gejoin het. Julle moet 'n awesome maandag aand hê en sterk met die res van julle week. Bye.